Hallo, hallo, welkom hier op Live FM. Dis Amber Klaasen hier met jou en jy weet die tyd van die jaar is almal besig en ons maak reg vir die einde van die jaar en vir Kersfees veral. En een van die goeders wat die jaar gebeur is 'n donasies wat benodig word om uit te gee. En dis waar ons vandag gaan praat. Saam met ons is Shireen Wellen en ons gaan bietjie gesels oor haar projek en wat sy doen. Shireen, baie welkom. Dankie, is lekker om weer terug te wees by julle. Wonderlik. Nou jy was al op Live FM op Saroj se program. So dis baie opwindend. So vertel ons eers bietjie van die projek. Wat is dit? Wat doen julle? Okay, so dit is maar net 'n persoonlike projek wat ek aanpak elke jaar. En ek beoog om hierdie jaar, ek werk altyd met die kindertjies in ons gemeenskap, met die kindertjies en die diere, maar hierdie jaar fokus ek op die kindertjies en dan ook die haweloses in ons gemeenskap. Ek voel net ou Kersdag en Kersdag is so 'n spesiale dag vir ons almal en my harte gaan so uit vir die minder bevoorregtes in ons gemeenskap wat nie die dag kan celebrate, soos wat ons wat bevoorreg genoeg is, om te kan celebrate nie. So ek wil daar die kindertjies en daar die mense net 'n bietjie, jy weet, 'n spark of hope gee en net uitreik na hulle toe en net bietjie communion hê met hulle. So daarom het ek besluit om my kliënte te vra van my fotografie besigheid, om my te help om sweeties in te samel, om sweetiepakkies te maak vir die kindertjies met 'n gou klein karretjie of 'n bubbles, net om in die geskenkpakkies te sit vir die kindertjies wat ons dan gaan uitgee. En dan gaan ek ook curry en rys maak vir die haweloses en ek vra ook donasies vir komberse en dan gaan ons dit gaan uitgee. Wonderlik. So ek hou 'n Kerspartytjie die 24ste, ja, met 'n slip and slide en daar's 'n paar kindertjies geïdentifiseer wat dan na my huis toe gaan kom en dan gaan ons Kersvader, my man gaan weer eens aantrek as Kersvader. Hy is al so gewoond daaraan. Wonderlik. En dan gaan ons geskenkies uitdeel vir hulle en ons gaan maar net 'n lekker dag hê. Maar daardie kindertjies is kindertjies van Grace Like Rain Safe House hier so in Klerksdorp. Okay. Yes. Dis baie spesiaal en jy weet, baie mense sê Kersfees is so 'n lekker tyd en gelukkige tyd, maar vir ander is dit nie so lekker nie. Definitief. So dis regtig 'n fantastiese projek wat jy gaan aanpak en wat het jou laat besluit om hierdie te doen spesifiek? Jongs, soos ek sê, elke jaar werk ek met die kindertjies. Laas jaar het ek ingesamel vir die kindertjies juis by Klerksdorp Hospitaal, waar ons gaan uitgee het. Maar hierdie jaar het ek net gevoel in my hart, ek wil juis in ons gemeenskap, kyk ek bly ook in Oudtshoorn, so ek wil die kindertjies van Oudtshoorn en Neusserhof, wil ek spesifiek daar uitgee, die kindertjies naast aan my, die kindertjies wat ek sien by die kafee, jy weet op 'n Sondagmiddag, en die kindertjies wat ek sien in die straat loop, ek wil juis uitreik na hulle spesifiek, ja. Net omdat dit die kindertjies is wat ek elke dag sien, jy weet. Ja. Nee, dis baie spesiaal en ek dink hulle gaan dit so geniet. Ja. Nou, jy het gesê hierdie is 'n jaarlikse ding. Hoe het laas jaar sin gegaan? Laas jaar sin, soos ek sê, ek het uitgegee by Klerksdorp Hospitaal. Waar spesiaal. Ek moet sê, ek het met 'n ek moet sê, ek dink ek onderskat myself partykeer. Ek sê net nee, ek wil net regmaak vir 20 kindertjies. En dan daag my kliënte net op vir my en die Here voorsien net. En dan op die einde van die dag, as ek huis toe kom, het ek pakkies oor. Ja, en as dit vir my altyd, definitief, dan is dit vir my altyd so lekker om by daardie kinders uit te kom waarvoor ek nie gebudget het nie. Ja. Nee, dis baie geseënd. En kom ons praat bietjie oor die donasies wat jy benodig. So, vertel ons bietjie meer daarvan. Jy het gesê curry en rys en al daai tipe van goed. So wat nog is daar? So as ek vir elke kindjie 'n boksie of 'n pakkie met 'n chippy en 'n koeldrankie en 'n sweetie en 'n klein speeldingetjie, ek het gesien op 6060, daar is R20 speelgoedjies, R10 speelgoedjies, net ietsie kleins. As ek vir elke kindjie so iets kan gee, of 'n inkleerboek, of enige iets. Ek is oop vir enige iets, ek is oop vir enige idees. Ook as mense wil kom help, my huis is oop vir enige iemand. Soos ek sê, ek kan lekker gesels en
meis is ook vir enigiemand, as jy voel in jou hart, jy sê ek wil betrokke raak, of ek het nog nooit so iets gedoen nie, kom ek, vat hande, hulle is baie welkom, kom help my carry en reis maak. Ja, definitief. Ja, of as jy wil voel, jy wil saamkom om te gaan uitgee, ek dink, jare terug, toe ek nog geswat het, was dit vir my bitter erg geweest, ek het ook by die kinderhuis, my praktiese ure gedoen, en ek moet sê, ek het huis toe gegaan in die aande, en so vir 2 ure in die bad gesit en huil, net oor die seer in die wêreld, en ek dink, baie mense vandag, probeer hulle self beskerm, nee, ek wil eerder nie betrokke raak nie, want dit is moeilik, dit is seer, ek wil nie by die animal shelter gaan nie, want jy weet, ek wil nie dit sien nie, maar dit is presies wat jou hinder, om 'n verskil te maak, dit is net daai, en ek moet sê, die ding is net om in te begin en te spring en te werk en nie die Here jou te vra om jou te lei en hoe meer jy dit doen, hoe makliker word dit. Ja. Dit is die ding. Soos nou is dit vir my amper nie eers meer ek wil nie sê dis nie vir my hartseer nie, maar daar is 'n shield. Jy gaan nie huis toe broken nie, jy gaan huis toe en jy voel, jy sê, ek het nou vandag, jy weet, ek het iets goeds gedoen en ek kan sien daai ene se glimlag. Daai glimlag was priceless geweest. Ja. So, ja, ek dink, dit is die ding wat die mense hinder om nie te help nie. Ja. So, kom saam met my, ek sal jou wys, ek sal jou trane afdroog. Dat almal saam want dit is moeilik, jy weet, dit is moeilik, en ek verstaan dit, maar ek wil nie hê, dit moet mense hinder om nie betrokke te raak, of nie te help nie. Ja, ek dink, jy weet, 'n mens moet serve deur die hele jaar, maar hierdie tyd van die jaar is so spesiaal, en daar's iets anders aan hom, en dis regtig waar ons Christene moet uitgaan, en die gemeenskap dien, en mense help. Definitief, En as die mense wil uitreik na jou toe, as hulle wil iets gee vir die donasies, of as hulle saam met jou wil gaan, wie kan hulle kontak? So hulle kan my sommer direk kontak. As ek nie dadelik my foon antwoord nie, bel asseblief weer, want my kinders is met my foon. Ek is soms so sleg met admin, maar ek gaan definitief terugkom na hulle toe, so hulle kan my kontak, my selfoonnommer is 072-495-6591. Hulle is ook welkom om vir my net 'n WhatsApp boodskapie te los. Hulle kan my op Facebook ook kry, Sherine Wellen, of my Facebookblad vir my fotografie is Ihana Grace Photography. So, ja. Wonderlik. En Sherine, enige laaste denke van jou kant af? Sjoe, laaste denke. Ek sou sê net, just take a leap of faith then. Just do it. Do it. Of as jy in jou hart voel ook, jy wil 'n verskil iewers maak en jy weet nie net waar om te begin, jy vra net die Here om jou te lei. Definitief. Want daar's baie mense wat vir my sê, ek wil graag help, maar ek weet nie hoe nie. Just do it. Just spring net in en jy weet, al stop jy net langs die pad. Ek weet op die N12 onder die brug is daar, dis deel van die mense, van die homeless mense waar ek gaan kuier. Stop net daar en gee net iets. Baie mense sê nee, maar dis gevaarlik. Is die Heilige Gees wat met jou gaan, beloof ek vir jy sal okay wees. Jy sal die beste sekuriteit-diens in die wêreld. Definitief. Nee, dis so waar. En Sherine, baie dankie dat jy in die gemeenskap gaan en opstaan vir die mense, vir al die kinders. Jy weet, dis so spesiaal. So ek vra vir al die mense daar buite, staan in en help Sherine met hierdie fantastiese dag. Jy het gesê jy gaan uitgee die 24ste Desember. Ja, die oggend is die Kerspartytjie by my huis en dan gewoonlik in die aand dan doen ons die mense, die hawelose mense. Want die dag is hulle op die straat en dan die aand keer hulle nou terug na hulle slaapplekkie toe. Dis vir ons dan gaan inkom. Awesome. Maar as enige iemand iets gemis het, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp op 066-516-6917. Sherine, baie dankie. Dankie vir julle. En dit was dit vir vanoggend se onderhoud. Asseblief ondersteun vir Sherine met hierdie fantastiese projek. Dit is ek, Amber Klasen. Ek sal later met jou wees en ek hoop jy het 'n geseënde dag verder.